Hier in die erediens sê die Here vir ons, ek alleen is God. Ek spreek en ek roep die hele wêreld op, vanwaar die son opkom tot waar hy ondergaan. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Amen. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12, vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sondes voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig. Waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Voordat ons uit die woord van die Here saam lees vanoggend, bid ons eers saam. U kan net so bly sit. Here, ons is in u teenwoordigheid as u gemeente, as kerk van Jesus Christus in die wêreld. Here, u is die groote en almagtige God. Soos die woorde van ons fotum, wat die psalmdigter het reeds herken het. U spreek, u roep die hele aarde op, vanwaar die son opkom tot waar hy ondergaan.
Here, maar U word ook vir ons 'n Vader. U word klein sodat U in ons lewens kan wees deur die inwerking van die Heilige Gees. Dis vir ons die wonder. En ons loof U daarvoor dat U alles van ons sal weet. Dat U ons deurgrond en ons ken en ons nogtans liefhet. Here, wanneer dit met ons goed gaan, wanneer ons dankbaar is oor U wonderlike versorgende hand, maar ook wanneer daar op ons pad swaarhede kom, is U 'n God wat in elke opsig ons versorg. Here, ons kan nou uit die Bybel lees en ons kan aanvaar dat hierdie die woorde van God is, omdat die skrywers deur die Gees geïnspireer is en hierdie woorde nooit hulle geldigheid kan verloor nie. Ons wil dan graag luister wat U Gees ook vanoggend aan hierdie gemeente van U, wat U liefhet, wil sê. Maak ons dan nou ontvanklik daarvoor. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons lees uit die Ou Testament, uit die Psalmbundel, en ons lees Psalm 97. Broers en susters, die woord van die Here. Die Here regeer. Die aarde moet juig, al die baie eilande moet bly wees. Die Here is omgewe van donker wolke, sy troon is gebou op reg en geregtigheid. 'n Vuur trek voor hom uit en verteer sy vyande aan alle kante. Sy weerligstrale verlig die wêreld, die aarde sien dit en bewe. Berge smelt soos was voor die Here van die aarde. Die hemel getuig dat hy regverdig is en al die volke sien sy magtige verskyning. Almal wat beelde dien, wat niks werd afgode vereer, word ontnugter. Want al hulle gode moet voor die Here buig. Sion is bly. Die stede van Juda juig wanneer hulle hoor wat U as regter gedoen het, Here. U, Here, is die allerhoogste oor die hele aarde. Hoog verhewe bo alle gode. Julle die Here lief. Haat dan wat sleg is. Hy bewaar die lewe van sy troue dienaars. Hy red hulle uit die greep van die goddelose. Vir die regverdiges het daar lig gekom. Blydskap vir die opregtes. Wees bly in die Here. Regverdiges, prys sy heilige naam. Ons lees Psalm 97 vanoggend dan as God se ewige woord. Die skrywer van die Hebreërbrief sê, die woord van die Here kan ook in jou lewe soms soos 'n verterende vuur wees, soos 'n hamer wat klippe stukkend breek. Die tema van ons prediking vanoggend is God is geen standbeeld nie. Broers en susters in die Here, in die openingstonele van die Italiaanse film La Dolce Vita, sien 'n mens hoe dat 'n helikopter 'n reuse standbeeld van Jesus na Rome vervoer. Hoog bo kan die aarde hang die betonfiguur.
met uitgestrekte arms en emosielose oë wat in die niets staar. Hier en daar begin mense om die figuur bokant hulle te herken. 'n Boer op 'n trekker swaai sy hoed heen en weer. 'n Groep swemmers wat rondom 'n swembad ontspan, wuif vriendelik. Maar dan is die helikopter by hulle verby, oor hulle koppe heen. Die dreuningster weg, en die Jesusfiguur verdwyn uit hulle gesig. Dit was 'n interessante verposing, maar die lewe gaan aan. Die regisseur plaas hierdie toneel nie verniet aan die begin van sy rolprent nie. Daarmee beeld hy die siening van baie mense in verband met Jesus en uiteindelik in verband met God self uit. God is 'n standbeeld, so doods as beton. Jy kan hom rondskuif, van punt A na punt B, en as jy nie daarmee tevrede is nie, na punt C. Dit is 'n God vir wie jy vriendelik kan wuif as jy wil, maar wat eintlik onskadelik bokant jou kop hang of later botstil op 'n voetstuk staan. In elk geval nie 'n God wat inbreuk maak op jou lewe nie. Wat nie jou pas versnel of vertraag nie. Wat nie jou ritme versteur nie. Hoogstens 'n nuttige gebruiksitem, maar niks meer nie, eintlik maar 'n afgod. Geliefdes, 'n mens hoef maar net 'n halwe bladsy in die Bybel te lees om te sien dat God alles behalwe 'n standbeeld is. God staan juis nie stil nie. Inteendeel, ons het dit vanoggend in Psalm 97 gelees. God is 'n God in beweging. Hy's 'n God wat op sy eie inisiatief handel. Hy's 'n God wat altyd na die mens toe kom. En waar hy kom, kan die wêreld en die mens nie dieselfde bly nie. God is nie 'n gestolde stuk beton nie, hy is die Here van die hemel en aarde. Psalm 97 teken hierdie koms van God vir ons in 3 aangrypende prentjies. Die eerste prentjie is verskriklik. Want wanneer God kom, word hy begelei deur dreigende en verwoestende natuurelemente. Daar staan: die Here is omgewe van donker wolke, 'n vuur trek voor hom uit en verteer sy vyande aan alle kante. Sy weerligstrale verlig die wêreld, die aarde sien dit en bewe. 'n Mens voel jy wil weghardloop. En vir die berge en die kraanse rondom jou sê, val op ons en bedek ons. Die psalmdigter sluit hier aan by die beskrywing van die gebeure in die Sinaï woestyn, toe die Here na die volk Israel op die berg Sinaï gekom het om die 10 gebooie aan hulle te gee. Kan 'n mens dit lees sonder om onder die indruk van die geweldige heiligheid van die Here te kom? Daar staan: met dagbreek was daar donderslae, weerligte en 'n donker wolk op die berg. Die hele Sinaï berg het begin rook, toe die Here in vuur daarheen afkom. Broers en susters, waarom beskryf die skrywers hierdie verskriklike koms van God? Hulle sê vir ons, God is nie ons speelmaat nie. God is nie 'n manipuleerbare marionet nie.
God is nie 'n afgod nie. God is God. Nog die psalmdigter, nog die Sinaï skrywer probeer om die wese van God te beskryf. Hulle beskryf alleen maar die natuurelemente wat sy koms begelei. Want wie kan die wese van God beskryf? Wie kan hom sien en bly lewe? Dalk skilder ons prentjies van God te gaaf in ons lewens. Dalk het die liewe Jesus te lief geword. Hebreërs 12 sê, God kan vir jou soos 'n verterende vuur wees. Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. Die tweede prentjie wat Psalm 97 skets, stel juis die verskriklike koms van God, dat dit tot die ondergang van sy vyande lei. Sy vyande word verteer. Wie is hulle? Volgens hierdie Psalm is God se vyande diegene wat 'n standbeeld van hom wil maak, om hom uiteindelik met 'n standbeeld te vervang. Hierdie standbeeld kan baie dinge in jou lewe wees. Dit kan jou lewensfilosofie wees. Dit kan jou lewensbenadering wees. Dit kan die inrigting van jou lewe wees, wat jou prioriteite is. Wat jou ideale is, wat jou drome is, hoe jy jou lewe inrig. Al die dinge wat die sentrum van jou bestaan is, waaraan jy vasgryp in die tye van jou nood, dit is in werklikheid jou afgod. En dit geld nie net heidene nie. Ook Christene neig baie keer tot afgoderry. Johannes Calvin het gesê, die hart van die mens is 'n godefabriek. Ons fabriseer die een afgod na die ander, en op die oog af mag dit lyk dat hierdie dinge wat ons skep tot ons voordeel is. Asof hulle jou dien, asof hulle nuttige gebruiksartikels in jou hande is. Maar in werklikheid is dit presies die teenoorgestelde. En as die Here kom, dan word alles wat standbeelde is, wat niks werd afgode is nie, sê die psalmdigter, ontmasker. En almal wat beelde dien, word ontnugter. Verrassend genoeg lei die verskriklike koms van God volgens die derde prentjie van Psalm 97 ook tot 'n ongekende vreugde. As die donker wolke op die horison verskyn en die aarde begin bewe vanweë die koms van die Here, staan daar, bars daar vir die regverdiges 'n gejubel los. Die aarde moet juig en die baie eilande moet bly wees. En die rede vir die vreugde word ook gegee. God se troon is gebou op reg en geregtigheid. Hy is nie toornig ter wille van die toren self nie. Hy is toornig om dinge deur sy toren heen reg te maak. Sy toren duur ook net vir 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslang. Hy verwoes die afgode, hy verdelg sy vyande, maar hy bewaar die lewe van sy troue dienaars. Hy red hulle uit die greep van die goddelose. Dis die merkwaardige. God laat die berge smelt, maar hy bewaar sy kinders. Hy laat die aarde bewe, maar hy red die wat aan hom behoort. Hierdie derde prentjie word eintlik op sy mooiste in die Nuwe Testament geteken, want hier kom ons te staan voor nog 'n berg, die berg Sion, die berg waarop die nuwe Jerusalem gebou is, waarop die miljoene der miljoene gewas deur die bloed van die lam met wit klere aan voor die troon van die Here staan en die ware God van hemel en aarde aanbid. Broers en susters, hierdie Psalm dwing ons om na te dink.
oor ons siening van God. Oor hoe God werklik in my lewe funksioneer. Is hy maar 'n goedige, vriendelike, onskadelike werklikheid, wat nie regtig inbreuk maak op my lewe, wat nie regtig my lewenstyl, my keuses beïnvloed nie. 'n God wat ek kan nader trek as ek hom nodig het, en deur van hom kan vergeet as ek hom nie nodig het nie, so asof ek hom kan rondskuif en manipuleer. Hierdie Psalm waarsku dat die wat so met God wil omgaan, baie gou sal agterkom dat hy soos 'n vuur kan wees, wat selfs die berge laat wegsmelt, en dat hy hulle wat hom soos 'n lewelose beeld wil dien, sy vyand word. Maar hierdie Psalm verseker ook vir die wat die Here werklik van harte dien, wat hulle oopstel vir die leiding van die Heilige Gees, wat ten diepste God se kinders is, dat hulle lewe in blydskap en vreugde gedoop sal wees. Wat is u en my siening van God? Wie wil nou 'n ander God hê, naas hierdie lewende en handelende God? Hy laat hom nie deur ons rondskuif, maar hy laat hom in 'n menseliggaam aan 'n kruis vasspyker ter wille van ons redding. Christus is enige kerk, enige gemeente, ook wat ons eie gemeente betref, sy uitdaging en opdrag. Gaan wees so kerk, gaan wees so gemeente van Jesus Christus. En dan vir elke individuele gelowige wat vanoggend hier uitstap, gaan wees so 'n gelowige, dat jy die waardigheid en die heiligheid van God in jou lewe, die teenwoordigheid van God deur sy Gees in jou hart, so sal uitleef, dat elke keer as die Here na jou toe kom, dit vir jou vreugde sal bring, en vrede. Daartoe help die Here ons, deur sy Gees. Amen. Kom ons dank nou saam. Here, dankie vir u liefde, maar Here, u liefde sluit ook u heiligheid in. U genade kan nooit bestaan sonder u geregtigheid nie. Help ons dat ons u van harte in opregtheid sal dien en lief hê, en so sal lewe, en ook ons lewens so sal inrig, Here, dat u teenwoordigheid in ons lewe nie vir ons verskriklik soos 'n verterende vuur sal wees nie, maar by ons vreugde en vrede sal bring. Dankie Here dat u toorn teenoor mense net een doel voor oë het. Dit is om mense oor te wen, sodat hulle in reg en geregtigheid sal lewe. Here, ons bid vir hierdie wêreld wat glad nie verstaan hoe om voor God te lewe as mense nie. Wat hulle die reg aanmatig om self God te wees. En daardeur, Here, u heiligheid so te misken. Leer ons as kerk, as gemeente, as gelowiges, om die teendeel in ons lewens te bewys, wanneer ons in kleinheid en nederigheid, Here, u heiligheid, u waardigheid, elke dag in ons lewens tentoonstel. Hoor ons gebed, ons vra dit van u, in Jesus Christus se naam. Amen. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm.
Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.